Ons doen vandag wetenskaplike notasies. Nou wat die wetenskaplike notasie beteken, is dis wanneer ek een of ander groot astronomiese getal het, soos 3, 4, 1, 2 en 'n lot nulle. En dan is die getal is so groot, ek kan hom skaars uitspreek. En dan eventually gaan ons dalk met sommetjies doen. Vergelykings en uitdrukkings, al sulke goeters, en dit is baie moeilik om dit te werk, so ons skryf dit in 'n ander vorm, en ons noem dit wetenskaplike notasie. So, vir 'n begin moet jy onthou, dat enige getal het eintlik 'n komma. Nou hier is nie 'n komma nie, dan gaan ek net vir my denkbeeldige komma reg aan die einde sit. Okay? Nou die plan is met wetenskaplike notasie, is om die komma te kry tot een plek na my eerste heelgetal. Dis altyd so, dan moet 'n heelgetal links is van die komma en net eenetjie. Okay, so wat het ons gedoen? Ons het hierdie komma een plek geskuif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plekke. So ek kan hierdie in wetenskaplike notasie skryf, kom ek skryf dit in swart. 2,342, ons skryf glad nie hulle nie, en dit was, ons het dit 10 plekke links geskuif, dan is dit 'n positiewe 13. So as die komma links skuif, is dit 'n positiewe eksponent. Kom ons vat ietsie wat bietjie kleiner is. Onthou, ons het nou gesê, wetenskaplike notasie vat ek groot getal en skryf dit op 'n manier wat ek daarmee kan werk, of ek kan selfs klein getalle vat, en ek kan dit in 'n vorm skryf wat ek mee kan werk. Ek kan ook nie eens hierdie uitspreek nie, so die plan is daar 'n komma? Ja, daar's 'n komma. En die plan is om te skuif tot een plek na die eerste heelgetal. So, hoeveel plekke het ek om geskuif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ek het dit 8 plekke geskuif. En die keer was dit soos 8,103, en ek het om 8 plekke geskuif, maar wanneer ek reg skuif, is dit 'n minusgetal. So, ek dink altyd so daarin. Hier het ek 'n groot getal kleiner gemaak, as dit so min of meer sin maak. Daarom moet ek 'n positiewe eksponent hê. Hier het ek 'n klein getal groter gemaak, en daarom het ek 'n negatiewe eksponent, wat jy ook al wil gebruik om dit te onthou. Dit maak nie eintlik saak nie. Okay? Kom ons doen 'n paar ander. En ek moet vir jou sê, groot getal en klein getal is eintlik die makliker sommetjies om te doen. Dis wanneer ek kom, soos by goed soos hulle sê vir my, skryf vir my 300 in wetenskaplike notasie, of iets soos 0,3, of iets soos 35, of iets soos 3, sulke klein getalletjies. Om met 'n wetenskaplike notasie skryf is eintlik bietjie meer triekie vir my, as die groot goed. Want daar tel ons die kommas, en dan skuif dit links en regs. So hierdie was my eerste voorbeeld, hier is my 2, so kom ons kyk na voorbeeld 3. Ons moet 300 skryf as in sy wetenskaplike notasie vorm. Ons kyk eers, waar is die komma? Komma is hier. Dat is 'n denkbeeldige komma, altyd aan die einde, as daar nie 'n komma in die som is nie. En waar moet hy eindig? 1 plek na die komma. So hoeveel het hy opgeskuif? 1, 2 plekke. So dis 3 maal 10 tot die mag. Hy het 2 plekke na links geskuif, so dis 'n positiewe getal. Jy gaan dalk nou vra, hoekom skryf jy 3,0 nie? Ons hou nie van hulle nie. Ons skryf gewoonlik nie 'n 0,0 of 'n 0,3 of sulke goed nie. Ons skryf nie, ons noem 0 is mos eintlik een van die identiteitselemente. Dis van daai getalle wat ek nie hoef te skryf nie. En as ek hom nie hoef te skryf nie, moet ek hom nie eintlik skryf nie, en dan lyk hy sommer net lelik. So kom ons kyk na nommer 4. Is daar 'n komma? Ja, daar is 'n komma. Waartoe moet ek hom skuif? Tot 1 plek na die heelgetal. So hoeveel plekke skuif hy? Hy het 1 plek geskuif, en na hierdie keer na regs. So hierdie is 3 maal 10 tot die mag min 1, wat hy het regs geskuif. Kom ons kyk na hierdie nommer 5. Nou dit is 'n bietjie triekie, want daar is 'n komma? Nee, daar is nie 'n komma nie. So kom ons prop 'n komma in, daar. Waartoe moet die komma gaan? Soontoe, so hy het net 1 plek na links geskuif.
So wat is sy wetenskaplike notasie? 3,5 maal 10 tot die mag 1 en 1 is vir een van die getalle wat ons nie skryf nie, maar in eksponensiële vorm sal ek uiteindelik nogal amper half verkies dat jy dit skryf, maar dis perfek. Kom ons kyk na nommer 6. Nou, nommer 6 is tricky, want daar is 'n komma. Die komma is hier. So is op die regte plek. So hoe gaan hy wetenskaplike notasie lyk? 3 maal 10 tot die mag. Okay, maar hy het nie eintlik geskuif nie. 0. Nou sy wetenskaplike notasie. Jy kan ook wetenskaplike notasies ontvang wat so dit lyk soos hulle is incomplete, hulle is so half gedoen. Soos in hierdie geval in die linkerkant, gaan dit vir jou onderstreep, hierdie enetjie hier, want jy weet nou dat 'n wetenskaplike notasie moet die komma eintlik daar wees, een plek na die eerste heelgetal, so daar is 'n bestaande ene, so wat ons moet doen is ons moet net bietjie verder vat, ons vir onsself sê, ons weet nou waar die komma moet wees, né? Nou hoeveel plek het hierdie bestaande komma geskuif? Hierdie bestaande komma het 1 plek, 2 plekke geskuif, maar hy het alreeds 3 plekke geskuif. So hierdie word 10 tot die mag die 3 plus die 2, want is hierdie 3, en hy skuif nog 'n verdere 2, so hierdie word eintlik 3,427 maal 10 tot die mag 5. Okay, want hy skuif 'n addisionele 2 plekke. Ons hoef nie hierdie stapie te wys nie, maar ek wys net vir jou wat die eintlik aangaan. Soos die een aan die linkerkant, bietjie taaier. Die komma moet mos eintlik daar wees. So hy moet 'n addisionele 1, 2, 3, 4, 5 plekke skuif, né? So dis 4,128 maal 10 tot die mag 3 en dan moet hy addisionele 5 plekke skuif. En nou moet jy bietjie mooi gaan dink hieroor, want wat gaan hierdie eksponent nou word? 10 tot die mag 2. So jy moet net gaan aanpas, die bestaande goed is so half, dit lyk so asof hulle is onvolledig. Dis die woord wat ek soek. Julle, kom ons doen 'n bietjie bewerkings met wetenskaplike notasie. So ek kon hierdie vreeslike getalle gehad met 'n lot nulle en alles. En dan kan ek dit in wetenskaplike notasie skryf en dan kan ons eintlik amper half bewerkings met doen. So het hulle vir my twee goed gegee, dat vir my gesê, hierdie maal met hierdie. Okay? Nou, onthou nou, daar's 'n paar goed ek moet onthou. Hier is eksponente en ons weet wanneer my grondgetalle dieselfde is, weet ons wat doen ons met die eksponente. Maar ons het nou obviously 'n paar goed om te doen. Ek moet hierdie 4,3 moet ek maal met hierdie 2. Okay? So wat is 4,3 maal 2? So 4,3 en ons maal dit met 2. Ek gaan net die komma eers weggooi. So hierdie is 2 maal 3 is 6 en 2 maal 4 is 8. En daar was 'n komma, een plek na daar was 1 kommaatjie gewees. Ek gaan net weer terugsit. En daarom is dit 8,6 maal 10 tot die mag. En wat gebeur met my eksponente? Ons plus hulle mos eintlik, né? Wat net 14 is. Ja, kom ons kyk bietjie na 'n berekening waar ons deel. Nou, ek hou nie eintlik van deels. Ons gaan dit op twee maniere doen. Ek gaan dit eintlik al vir die tweede keer in 'n breek doen. Ek gaan net hierdie in hakies inprop, dit lyk beter. So wat ons kan doen is ons gaan vir onsself sê, kom ons deel gou ons getalletjies. 8,2 gedeel deur 2. Jy kan 'n lang deel gaan doen, maar ek dink dis voor die hand liggend. 8,2 gedeel deur 2 is dit 4,1. En dan gaan ons dit maal met 10 tot die mag wat. Nou kan jy onthou wat sê eksponentwette. Wanneer ek deel, minus ek my eksponente. So wat is 17 minus 9? Dis natuurlik 8, né? Ja, korrek. So dis die een waai. Kom ons probeer dit op 'n ander manier. Ek hou van hierdie breekgoed. Letterlik om 'n deel weg te vat en eerder na 'n breek te vat, maak vir my baie meer sin. Daai lyk bietjie lelik. Okay, so in breekvorm. Ons sê hoeveel keer gaan 2 in 8,2 in. Hy gaan 4,1 keer daarin. En wat doen ons met ons eksponente? Ons minus dit vir mekaar af. Wat in die geval net 8 is, né? 10 tot die mag 8. Yes.
Ek moet nou vir jou sê, hier kan ook 'n vangplek wees wat ek nou daaraan dink. Kom ons verander hierdie som totaal en ons maak, kom ek skryf hom oor, 8,2 maal 10 tot die mag min 17 en dan deel ons dit met 2 maal 10 tot die mag 9. Okay, so hier is nou 'n nuwe konsep, ons gaan net hierdie uitvee, 'n nuwe sommetjie. Kom ons skryf dit gou in breekvorm, Gonna, blaai ek nou. Skryf dit gou in breekvorm, jy hoef nie, maar ek gaan dit net doen vir nou. So ons gaan sê 8,2 maal 10 tot die mag min 17 en ons gaan dit deel met 2 maal 10 tot die mag 9. My breek is bietjie groot, kom ons maak 'n bietjie kleiner. Okay. So wat sou ons in die geval gedoen het? Nou gewoonlik sou ons mos sê 2 gaan hierin, 4,1 keer, en dan sou ons mos hierdie van mekaar afgetrek het. Nou, kan jy onthou by eksponent het ek altyd gesê, jy moet 'n minus eksponent onder toe skuif, dan word hy positief. Maar wetenskaplike notasies gaan ons dit nie wil doen nie, want ons soek eintlik antwoorde met negatiewe eksponente. Die een plek waar ons dit wel soek. Okay? So ons gaan vir onsself sê, goed, hierdie is 10 tot die mag min 17, en dan minus ons die 9 onder, wat dan 4,1 is, maal 10 tot die mag, nou 17 maal minus 9, minus 17 minus 9 is minus 26, né? Is dit korrek? Ja, minus 26. Ons gaan nie hierdie eksponent onder te skuif om positief te maak nie, want in wetenskaplike notasie is dit baie aanvaarbaar om negatiewe eksponente te hê.